Hemelse Vader, Here, dankie dat ons kon tyd uitkoop om vanmiddag hier te wees en om die woord oop te maak, Here, en stil te staan by hierdie baie belangrike ding wat U vir ons leer, Here, van die vrug van die Gees. Here, dankie dat U ons daardeur toerus, dat U vir ons die pad wys, dat U vir ons wys wat U van ons begeer, Here, hoe U wil hê ons moet lewe. Here, in hierdie reeks gaan ons van verskillende mense hoor, Here, en elkeen het 'n verskillende perspektief, Here. En rus dit toe, Here, dat dit gebruik dit tot lering van U kinders, Here, waar hulle ook al is. Here, ek loof en dankie vir die goedheid en vir U getrouheid en vir die liefde. In Jesus naam. Amen. Okay, so ons tema is die vrug van die Gees. En ek wil amper sê my hele boodskap vanmiddag is in hierdie prentjie. Laas Sondag het ek en Rudy gepraat, ons het gepraat oor die werke van die Gees, en ek dink dit is die eerste baie belangrike onderskeid wat ons moet oplet daar in Galasiërs 5 is van vers 19 tot 21 en dan van vers 22 en 23 wat die vrug van die Gees is. Hy praat van die werke van die vlees en hy praat van die vrug van die Gees. Nou, ek gaan vir julle verduidelik, of soos ons gaan sal julle sien hoekom die hele boodskap vanmiddag amper in daai een prentjie is. Maar as ons begin en ons kyk na wat hy vir ons sê van vers 19 af, hy sê vir ons die werke van die vlees is oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery ensovoorts. Daar's 18 goeters wat daar staan as jy die ensovoorts tel as 'n ding. Nou, baie spesifiek, hy sê vir ons dis werke. Met ander woorde, dit beteken dit is 'n aktiewe ding. Dit is goed wat gedoen moet word. Okay, so toe ek en Rudy daaroor gepraat het ons die verse vergelyk in 'n paar vertalings. En ek wil tog die Remedy se vertaling daarvan met julle deel. Hy sê, when the selfish nature is in charge, it is obvious, because the life reflects the destructive behaviors of selfish nature, which include lewdness, sexual perversion, immorality, all kinds of self-promoting, self-worship, Wicca, voodoo, mysticism, all forms of idolatry, gossip, envy, jealousy, loss of control, all types of acting out, rage, hatred, grudge holding, self-exaltation, racial and caste discrimination, drunkenness, getting high on drugs, orgies, and the like. Let me warn you again, all such behaviors destroy the image of God in humankind, dethrone reason, sear the conscience, inflame the debasing desires, and result in individuals, although created in God's image, digressing into non-thinking animalistic brutes, incapable of entering the kingdom of God. So, as ons nou gaan kyk na hierdie verskriklike lys goeters wat die werke van die vlees is, en soos ek en Rudy daaroor gepraat het, dit is die natuurlike gevolg van it's human nature. It's human nature, that's what we do. As ons kyk na daai verskriklike lys goeters, elkeen van daardie goeters lei alles tot seer, dit lei tot meer sonde, dit lei tot ongelukkigheid in die dood, en dit lei tot die dood. Daar is geen goeie resultaat van hierdie dinge nie. En op die einde van die dag sit ons iets wat jy soek meer bevrediging, meer erkenning, meer beheer, meer besittings, meer wraak, meer. So,
Paulus konfronteer ons hier met 'n keuse. As ons gou teruggaan na my openingsprentjie toe, ons het 2 bome in hierdie prentjie. Daai een is dood, it's barren. Daai ene is lewendig en hy dra vrug. Dit is die werke van die vlees. En daai is, o genade, die vrug van die gees. OK. So, as ons kyk na die vrug van die gees, daar's 9. Die werke van die vlees is 18, as jy die ensovoorts ook tel. Dis ten minste 17, maar jy kan bysit by die lys. So ons kan sê, daar's ten minste 18. Daar's 18 werke van die vlees, maar daar is 9 vrug van die gees. Hy het 9 aspekte. Liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is die vrug van die gees. Maar voor ons, my werk is om spesifiek oor 3 te praat. Maar voordat ek oor daai 3 goeters praat, en omdat dit die eerste sessie van die reeks is daar 'n paar ander dinge wat ek net baie graag wil uitlig. Ouens, dis die werke van die vlees, of dis die vrug van die gees. Maar jy kies watter een dit is. Nou, die eerste punt wat ek vir julle wil uitlaat al vandag is, die vrug is enkelvoudig. It's in the singular. It's not the fruit. As ons kyk wat sê die teks, die Afrikaans sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Die Engels, die King James sê, but the fruit of the Spirit is. Hy sê nie the fruits of the Spirit are nie. Dis 'n enkelvoud. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness and temperance. Die woord in die Grieks daar is karpos. Dit beteken vrug, oes, en dit is die enkelvoud van die vorm van die woord. Dis nie karpoi nie, die karpos, nie die karpoi van die gees nie. So baie belangrik, dit is 'n enkelvoudige, it's a singular. Maar hoe is daai singular ding nou? 9 goeters. Onthou julle wat daai is? Dis iets wat ek baie mis in winkels. Dis 'n pick and mix. Ongelukkig sal dit nou nie meer in die moderne tyd werk nie. It's been ages since I've seen one. I miss it. I miss a pick and mix. Maar 'n pick and mix was 'n situasie van daar's 'n hele variëteit verskillende lekker goeders en jy gryp 'n sakkie daar en jy vat die wat jy wil hê en jy betaal per gewig. Hierdie is nie duurder as daai en daai is goedkoper as daai of wat nie. Jy per gewig betaal en jy kon pick and choose wat jy wou gehad het. So is dit nie met die vrug van die gees nie. Jy kan nie kies ek wil sterk wees in liefde maar te joos met selfbeheersing nie. Jy kan nie kies ek wil lankmoedig wees maar ek wil nie vreugde hê nie. Jy het dit of jy het dit nie. Dis 9 fasette soos 'n diamant, hy het verskillende fasette. Dis dieselfde diamant, jy kan nie jou fasette pik nie. Die tweede ding wat ek vir julle wil sê is, die vrug van die gees is 'n resultaat. As jy na 'n vrugteboom kyk, of 'n boom wat vrugte dra, hoe kom daai vrugte daar? Is daar 'n ou wat opklim met 'n leer en hy gaan hang vrugte aan die boom? Is dit hoe bome vrugte dra? Of kom daai vrugte op 'n ander manier daar? Vrugte word nie aan 'n boom gehang nie. 'n boom dra vrugte. As jy gaan kyk na daai boom. Daai boom is gewortel. Hy lewe. Daar's lewe in daardie boom. En daai
die vrug van die Gees is die gevolg daarvan dat ons in die Here is. Dat ons in Jesus Christus is. Dis die gevolg daarvan. Jesus sê vir ons in Johannes 15 vers 4 en 5, sê hy, bly in my, net soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so ook nie julle, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Een derde belangrike punt, waarom moet ons vrug dra? Die eerste ding is, vrug is bewys van lewe. 'n boom dra vrug omdat hy lewe. Dooie bome dra nie vrugte nie. Die vrug van die Gees is bewys daarvan dat ons geestelik lewe. En ek wil julle eintlik vra, kyk gou na, ek wil julle eers 'n ander vers gee. Kom ons kyk gou in Matteus 7, vers 16. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dissels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. So wat sê Jesus vir ons? Hoe herken jy sy kinders? Omdat hy in die kerk is? Of omdat hy 'n vreeslike klomp kennis het? Of omdat hy die geestelike gawes het waarvan ons lees in 1 Korintiërs 12? Nee, dis nie wat Jesus vir ons sê nie. Hy sê, jy ken hom aan die vrug. Dis hoe jy 'n kind van God ken, aan die vrug. Tweede ding is, die vrug wat jy dra, verheerlik God. Dis 'n vorm van aanbidding, om die vrug van die Gees te dra, it's worship. Jesus sê vir ons in Johannes 15, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. So dis 'n vorm daarvan om God te verheerlik, om daardie 9 aspekte, daai liefde, daai vrede, daai vriendelikheid, daai lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, uit te leef. Jy aanbid God. Jy verheerlik God. As ek in 'n Bugatti Veyron, of ek kan nie onthou wat se nuwe ene klim nie, die nuutste een, en ek druk om daai 450 km/h wat hy kan gaan. By doing that, do I worship the creator of that car? Yes. Why? Because the car is doing what it was created to do. Net so is ons gemaak om die vrug van die Gees te dra. En wanneer ons dit doen, dan verheerlik ons God wat ons gemaak het. Die vrug wat jy dra, is nie ter wille van jou eie reputasie nie. Die vrug vertoon die karakter van God in jou en deur jou. En dis 'n baie belangrike stelling. As iemand vir jou ooit vra, hoe is God? What is God like? Daar's jou beginpunt. Dit is die beeld van God.
Okay, die Bybel sê vir ons baie mooi, God is liefde. God is Sefania, ergens in Sefania is daar 'n vers wat sê, He rejoices over you with singing and dancing. God is, daar's vreugde. God is vrede. God is lankmoedigheid. God is vriendelikheid. Baie mense sukkel met daai ene. Baie mense dink God is nie vriendelik nie. Goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, dis alles eienskappe van God. Dit is karaktereienskappe van Jesus wat in ons moet kom bly. Die vrug wat jy dra is 'n blessing vir iemand anders. Wat's fout met daai prentjie? Dit is eie vrug. Het jy al ooit 'n appelboom gesien wat 'n appeltjie pluk en homself eet? Die vrug wat jy dra is nie vir jou nie. Ons het nou gehoor, dit verheerlik God en daai vrug is daar vir iemand anders. Dis nie daar vir jou nie. So, jou liefde seën iemand. Jou vrede kalmeer iemand. Jou vreugde bemoedig iemand. En so kan ons aangaan met die ander 6 oorblywende gawes, maar dit los ek vir my broers. 'n ander 4de baie belangrike punt wat ek moet maak, is God snoei ons. Jesus draai nie doekies om nie, hy sê vir ons ook in Johannes 15, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. So ouens, wanneer jy vind dat jy nie vrug dra nie, moet jy weet, een van 2 dinge is aan die gang. Of God snoei my, of ek is nie meer in die wynstok nie. Dis nie 'n lekker ding om oor te dink nie, maar die realiteit is, God snoei ons. As ons vrug dra, snoei God ons, sodat ons meer vrug kan dra. Ek weet nie of julle al ooit gekyk het hoe lyk 'n perskeboom voor en na hy gesnoei is nie. Kyk hoe lyk daai perskeboom voor hy gesnoei is. Dis 'n redelike deurmekaar spul, maar hy lyk vir my nogal heel happy. Daar's daai selfde perskeboom nadat hy gesnoei is. Kyk hoeveel is afgesny van daardie perskeboom. Maar daai perskeboom gaan mooi dra. As jy daai soos hy daar lyk, hy gaan baie perskes dra, maar dit gaan lae kwaliteit, klein, verrimpelde, nie lekker nie. Dit gaan nie 'n kwaliteit vrug wees nie. Maar snoei hom en hy dra vir jou A-klas uitgevoer gehalte vrugte. En dis wat God by ons ook wil hê, want die vrug wat ons dra verteenwoordig hom. Hoe lyk God se snoeiproses? Dit lyk dalk soos teleurstelling, disappointments. Dit lyk dalk soos wag. Dit lyk dalk soos verlies, los. 'n verhouding wat nie die Here verheerlik nie. Iemand wat doodgaan. Besigheid. Dit lyk na 'n paar goeters. Dit kan 'n verlies van 'n goeters wees. Dit kan regstelling, dit kan outright of en straightforward tigtiging wees. Of dissiplinering, dat God jou tigtig vir iets. Dit kan seisoene wees in jou lewe. Dis alles maniere hoe God ons snoei. So wanneer jy dalk een van daai goeters ervaar, ondersoek. Gaan dit sleg met my of is God besig om my te snoei?
OK. Ouens, op die einde van die dag, God se doelwit is nie ons gerief nie. Sy doelwit is dat ons meer soos Jesus sal wees. Want Jesus is nie meer op die aarde nie, hy is veronderstel om verteenwoordig te wees op die aarde. En dis ons. En hoe kan ons Jesus verteenwoordig as ons nie vrug dra nie? Die eerste vrug wat hy noem, of die eerste, ek wil nie, daai is eintlik, daai titel is heeltemal verkeerd. Die eerste aspek, dit moet nie die eerste vrug wees nie, dit moet die eerste aspek wees, is liefde. Nou, is nie daai soort liefde nie, is daai soort liefde. Daai ene is baie maklik, daai ene is nie so maklik nie. Ek dink aan eenslag aan hierdie meisie wat gesê het van I want a man that will tell me he loves me this much and then die for me. And somebody told her, but somebody did. There was a man like that. 2,000 years ago, he stretched out his arms, told you I love you this much, and then he died. Watter liefde? Mense, ons praat hier van ons het in die afgelope tyd in die Bybelstudie het ons ook baie gepraat oor agape. Dit is agape, dit is 'n doelbewuste, opofferende liefde. Dit is 'n liefde wat nie wat jy voel nie, dis 'n liefde wat jy besluit. Ek weet daar's ouens wat baie issues het met Don Francisco, maar hy het 'n liedjie gehad wat gesê het, love is not a feeling, it's an act of your will. Dis daai liefde. Dis nie die liefde wat jy voel nie, dis nie daai fuzzy, lekker liefde nie. Dis nie iets wat jy voel nie, en dit is meer as net aangetrokkenheid. In philos is daar aangetrokkenheid. Dis daai broederlike, you're my brother man, you're okay. Dis philos. Dis nie waarvan ons praat nie, ons praat van agape. Ons praat van, dis meer as net om van iemand te hou, en ons praat hier van 'n soort liefde wat 'n opoffering van jou vra, sonder dat daar vir jou enige voordeel in is. Agape gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die ou vir wie jy lief is. Dis agape. Die bekendste voorbeeld, Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat is 'n voordeel, as jy daai vers lees, watter voordeel is daar vir God? Zilch. Dis 'n opofferende liefde. Dis 'n liefde wat iets gee ter wille van iemand anders. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Johannes 5:12. Dis my gebod, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Kom ons gaan kyk na 1 Korintiërs 13, die bekende stukkie oor liefde. Paulus skryf vir ons, die liefde is lankmoedig en vriendelikheid. Is dit nie ook in die vrug van die Gees nie? Lankmoedigheid en vriendelikheid? Aha. Die liefde manifesteer in ander vrug van die Gees. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, dis nie opgeblaas nie, dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit soek nie sy eie belang nie, dit word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Sien julle die werke van die Gees, vlees hierin en die vrug van die Gees? Dis geseparate in hierdie definisie wat Paulus vir ons gee in 1 Korintiërs 13.
Wat produseer? Wat is die resultaat van liefde? Ek het net 'n paar neergeskryf, ek dink daar's baie meer. Maar liefde produseer eenheid, of dit in 'n kerk is, of dit in 'n huis is, of dit in 'n verhouding is, of dit in 'n land is. Waar liefde is daar eenheid onder mense. Liefde lei tot vergifnis. Liefde lei tot deernis. Nou, ek is eintlik baie versigtig om dit te sê, want een van die buzzwords deesdae is empathy. Empathy is nie dieselfde as sagmoedigheid nie. Wanneer ons daar kom, wanneer Frans, ek dink Frans, dit gaan joune wees, sagmoedigheid. Jy gaan agterkom, daai sagmoedigheid is nie dieselfde as empatie nie. Die wêreld is verslaaf aan empatie aan hierdie stadium. En is ons besig om voor te kom? Nee. Almal is deesdae empaties, maar niemand voel eintlik 'n veer vir mekaar nie. Liefde lei tot gesonde verhoudings. Weereens, op elke vlak. Wat kos hierdie liefde? Daar's 'n koste aan hierdie liefde. God het dit sy seun gekos. Vir jou kos dit dalk tyd. Dalk moet jy jou trots in jou sak steek, as gevolg van hierdie liefde. Dalk is dit bietjie ongerieflik vir jou. Miskien kos dit jou geld. Miskien is dit daai broer wat jy weet hierdie maand nie kos dit nie, wat jy kos gee daai maand. Dit kos jou iets. Maar dis wat daai liefde doen. Tweede aspek van die vrug. Vreugde. Nou, ek wil hê ons moet net 'n bietjie kyk wat daai woord is vir vreugde daar. Die woord daar is chara in die Grieks. Dit beteken om guns te bewys, om nader te leun aan iemand. Soos wanneer iemand met jou praat, kom bietjie nader aan hom. Om goedgunstig te wees, as die resultaat van die bewustheid, en dit is omdat dit die resultaat is van die bewustheid van God se genade. So dis half blydskap as gevolg van genade. So as ek dit op 'n ander manier kan sê, this is you paying God's grace forward. Vreugde is nie dieselfde as geluk nie. Joy is not happiness, and happiness is not joy. Vreugde is om te weet dat God goed is en dat hy in beheer is. Pastoor, as jy hom vra hoe gaan, en dan sê hy die koning is op die troon. Dis vreugde. Dis wat daai vreugde beteken. Dis nie iets wat my noodwendig opgewonde maak nie, maar there's the definition. That's what it says. Yes, but. Jy omgee as ek iets sê. Yes, but. So, joy of the Lord is my strength. Ja. Nou, iemand het dit vir my eendag verduidelik, en ek dink jy moet, as jy 'n kind het, kan jy dit self verstaan. As jy partymal daar so sit, en jy sien hoe speel jou kind met die speelgoed wat jy nou net vir hom gekoop het, dan is daar vreugde wat jy in jou kom, om te sien hoe speel jou kind. En as 'n kind, kan jy na jou pa kyk, en jy sien jou pa lag, en probeer jy amper meer lag wees as wat jy was, want dit is lekker as jou pa vir jou lag, of dit is lekker om te sien dat jou pa geniet het hoe jy speel, jou lawwigheid half uitlewe. Maar die woord, the joy of the Lord is my strength, dit is nie my joy in the Lord nie, the joy of the Lord is my strength.
So the joy that comes from the Lord and the joy that belongs Ja. to the Lord is my strength. Absoluut. Absoluut. Dankie vir daardie Rudy. Ek dink dit is 'n baie mooi beskrywing. Wat kos vreugde? Ouens, elkeen van hierdie vrugte van die vrugkomponente kos iets. Vreugde kos bietjie sterkte. Kos strength. Dit beteken al is daar load shedding en ek gebruik load shedding in 'n ander konteks as Henny vanoggend. So what? Jy weet, I'm not gonna dit kos van jou die sterkte om die storm om jou te ignoreer en jou oë op Jesus te hou. En dan loop jy op water. Jy moet bietjie hoop hê vir daai vreugde. Ons hoop is in die Here. Kos bietjie uithou vermoë, bietjie persistence. Persistence. Ja, lankmoedigheid. Ons kom daarby. Okay, dit kos. En miskien is dit die kunsmis wat die Here op ook gooi, jy weet, is daai omstandighede om bietjie hierdie boom te bemes, dat hy ook kan vrug dra. Die Bybel sê nie hy bemes die boom nie, hy sê hy snoei die boom, maar dan bietjie verder is jou neus. En dit kos getuienis. Kos getuienis, maar ook dit is die resultaat. Vreugde produseer krag, sterkte in jou. Bietjie ruggraat, hy help jou, daai vreugde help jou ruggraat groei, produseer hoop en uithou vermoë in jou. Dink aan Paulus. Paulus het in die tronk gesit en hy het 'n klomp briewe geskryf. Die boek van Filippense het hy geskryf terwyl hy in Rome in die tronk gesit het, kort voor hulle sy kop afgekap het. Hoeveel vreugde is daar nie in daai boek van Filippense nie? Verbly jou in die Here, en ek sê weer, verbly jou. Is vol vreugde. Die derde komponent, vrede. Nou, die Griekse woord daar is Irene, waar die naam Irene vandaan kom, Irene. Okay. Jesus sê vir ons in Johannes 14:27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle. So nee, dis nie daai soort vrede nie. Happy, flower power, put a flower in the barrel of a gun. Nee, dis nie daai vrede nie. Dis die vrede wat die wêreld wil hê. Dis nie die vrede wat God gee nie. Wat is daai vrede? Daai vrede is shalom. En daai shalom is nie net die afwesigheid van konflik nie. Dis 'n volledigheid, it's a wholeness. Ek kon nie 'n mooi Afrikaanse woord kry vir wholeness nie. Dis 'n kompleetheid, 'n volledigheid van siel, in jou liggaam, in jou gees. En dit is harmonie beide met God, maar ook met jou medemens. Dis wat daai shalom is. Wat kos vrede? Ek dink daar is vir ons elkeen 'n koste aan hierdie vrede. Ek dink ons gaan elkeen iets van onsself hierin sien. Daai vrede kos selfbeheersing. Kos beheer, maar spesifiek selfbeheersing. Kos om jou trots in jou sak te steek partykeer. Dit kos jou daardie nodigheid om elke argument te wen.
So wat as ek nie die argument wen nie? Kos dit baie keer. Ek hoef nie die argument te wen nie. En die een wat baie met my praat, is dis nie nodig, dit kos my baie keer die nodigheid om nie al die antwoorde te hê nie. Ek weet nie. And sometimes it's okay not to know. Wat produseer vrede? Vrede produseer stabiliteit, sekerheid. Dit produseer wysheid. Dit produseer gesonde verhoudings. En 'n afwesigheid van angstigheid. Nie 'n nie vryheid van konflik nie, vryheid van afwesigheid. Eendag wanneer ek die hele storie bymekaar het, gaan ek vir julle 'n boodskap gee oor the freedom to and the freedom from. Die werke van die Gees is the freedom to. Die vrug van die Gees is the freedom from. Dis die vryheid van daardie goeders. Ter afsluiting, ouens, wil ek 'n paar dinge net sê. Ek wil dit weer sê, die vrug van die Gees is nie 'n pick and mix nie. Jy kan nie besluit ek wil blydskap hê en lankmoedigheid hê, maar te jou is met selfbeheersing nie. You can't do that. Die vrug is Jesus se karakter wat in ons groei. Liefde, vrede en vreugde wys almal boontoe. Liefde reflekteer God se hart. Vreugde reflekteer sy vertroue. Die vertroue in hom. En vrede reflekteer sy heerskappy. Hoeveel keer lees ons nie in die Bybel, Jesus is die vredevors, Prince of Peace. Ons lees dit. En dit is die einde van wat ek vanaand vir julle het hieroor. Okay. Kan ons gou net afsluit? Ek het ook 'n vraag. Yes, vra gerus, Boet. Wel is nie soveel 'n vraag nie, maar 'n stelling wat ek wil net inbring, iets om aan te dink. Ek het nie die antwoord nie. En ek verwag ook nie 'n antwoord nie. Dit is maar net iets by my wat opgekom het toe jy nou die prentjie opgesit het met alles begin. En die wat ons ook Saterdag gepraat het oor die tuin van Eden en Adam hulle. Nou, daar was 2 bome in die tuin. Wel, daar was baie, maar daar was 2 wat uitgestaan het. Ja. Die boom van die lewe en die boom van goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad, ja. En ek wil amper so ver gaan en sê dat daai boom van die lewe het die vrug van die Gees gedra. En die boom van kennis van goed en kwaad was die werke van die vlees. Ek sê nie dit is so nie, maar dis iets wat ek aan gedink het, soos ek sê, toe daai eerste slideshow gesien het van die bome. Ek weet nie genoeg van die bome in die tuin nie. Dis soos ek sê, maar dan word Jesus ook al beskryf as die brood van die lewe, of die lewende water. Jy weet, en baie scholars praat ook van dat die brood, die boom van die lewe was Jesus gewees. Ek sê nie dis wat die Bybel sê nie, ek sê dis wat ek al gehoor het. Ja, nee, dit staan nie ergens in die Bybel dat Jesus die boom van die lewe is nie. Maar ek dink is net interessant, hoe so ek sê, ek soek nie antwoord, just verbal processing. Ja, dis 'n baie interessante parallel. Ek sou nooit daaraan gedink het nie. Sien, dis hoekom dit goed is om sulke goed te bespreek. Your Blow it. one track out of the water. Blow it. What is Jesus' commandment? Love thy neighbor en met God lief met jou laat julle siel en julle verstand. What is the first gift you get? Liefde.
So when I was doing some research in my lot, came across a Catholic father, stuff that he wrote. And he said, the fruits of the Spirit you can't choose, like you said. He said, but if you don't have the love of the Spirit, you have none. So that number one is the most important. Maar wat die verduidelikheid in Korintiërs van liefde is. Ja, En soos ek sê, dis die belangrikste. Daarso op die einde staan ook van uit al die liefde, hoop is liefde die belangrikste. ja. Maar wat ek sal eintlik like om daar te sien by Korintiërs 13. Is Korintiërs 13 1 Korintiërs 13, ja. waar hy begin liefde is, né? Daai woord liefde heeltemal wegvat. En dit want daarso verduidelik hy 'n Afrikaanse liefde. Maar daai is eintlik die verduideliking vir agape liefde. Ja, En daai liefde net vervang met die woord agape. Verstaan wat ek sê? Okay. Maar ouens, ons sit nou vanaand die kerk vol. Ja, prys die Here. Prys die Here, ons het nie 3 nodig om hierdie kerk vol te sit. Ja. Maar ek challenge julle. En ek challenge elkeen wat hierdie hoor. Moenie net oor hierdie vrug praat nie. Gaan uit, dra hierdie vrug. OK, gaan ons afsluit. Kom ons bid. Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie woorde. Here, maak dit rema in ons harte. Maar bovenal, Here, maak ons meer as net hoorders. Maak ons doeners asseblief, Vader. Vader, gee ons asseblief geduld wanneer U ons moet snoei. En Here, asseblief, bewaar ons daarvan, dat ons nie van die wynstok afgesny word nie. Want dan is ons verlore. Here, seën elkeen wat hierdie woorde hoor, maak dit vir hulle lewendig. En Here, die woord wat U uitstuur, weet ons, voltooi sy werk en kom nie leeg na U toe terug nie. En daarvoor eer ons U. Here, beskerm ons in die week, tot ons weer hier by mekaar is. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.